Goed, almal baie welkom. Ons is by sessie 14. Dit is nou Sondag 4 en ons gaan vraag en antwoord 9 en 10 doen. Skalk mense raak nie mekaar met al die vrae en antwoorde in die Sondag, maar ons probeer so min of meer dan die raamwerk inhou. Onthou, julle kan na die gedeelte toe gaan net op ons webblad en daar kan julle die volledige katekismes ook daar gaan aflaai. So vandag, ons is nog steeds skalk met sonde. So Sondag 4 vraag 9. Doen die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis? Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? En dan is die antwoord nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur die moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. En dan ook dan vraag 10, so ons het nou vraag 9 doen, en vraag 10 vra, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? En dan is die antwoord nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Skalk, okay, dis nou 'n mond vol. Nou, waar begin ons? Kan die mens, doen God die mens dan onreg, as hy nie aan die wet van hom eis wat hy kan doen nie, en dan sê dit nee. Ja, kom ons vat gou saam. Hy vra dit, en dis 'n moedswillige vraag, maar dis 'n geldige vraag. God weet mos nou, ons kan nie. Die Bybel het ons nou al mekaar vir ons gesê. Ons het nou die vorige kere ook gesê, ons is geneig tot alle goed, tot alle kwaad, en onbekwaam tot enige goed. En God weet dit. Immers, God het in Genesis 6 al, sê God, die mens kan nie. Hy sê, hulle is, almal van hulle sleg. Okay, dan nadat sien hy vir Noag raak en hy sê, alright, kom ons kan met Noag raak iets uitvirig. Maar dan, na hy dit gedoen het, Leo Noag dronk, en dan sê God, nee wat, kom ons gee 'n reënboog, ek gaan nie weer probeer om hulle uit te wis nie. So, God weet dat ons nie kan nie. Maar God hou aan om sy wet vir ons te gee, en God sê nie, ag, okay, julle kan nou nie, los het nou maar nie. Ek dink daar, soos ek nou gestel het, lê die antwoord tog al duidelik, maar ons kom daarby. So dis die eerste ding, wat in hierdie gedeelte gebeur, is hy vra, is dit billik van God, om van ons te verwag wat ons nie kan doen nie. Dis soos om vir 'n ou wie se been af is, ek van my nou in die rede self, maar dit het regtig gebeur met na een van hierdie geloofsgeneesers, so mense genees het 'n ou vertel, dat hy sê, toe sê die geloofsgeneeser, gooi weg jou linkerkierie, en ek gooi weg my linkerkierie, en hy sê, gooi weg jou regterkierie, en ek gooi weg my regterkierie, en die ou wat die onderhoud voer, vra vir hom, en toe, hy sê, toe val ek op my alie. So, kan God regtig vir ons sê, gooi weg jou kierie, jy weet, doen dit net, en dan val jy elke keer, op jou gesig. So, maar dan sê die katekismes verder, nee, kyk, God het ons gemaak om goed te wees. God was tevrede met sy skepping, hy het ons goed gemaak, en die duiwel het nou vir Adam en Eva aangehits, maar hulle hoef nie vir hom ja te gesê het, nee, God het hulle gemaak om vir die slang te kan nee sê. Ja. En dan vind hierdie vreemde ding, waarop niemand 'n antwoord het nie. Hulle sê, waar rimpel vir die slang, ja. So dis weer ons die geheimende stuk van wat ons nie kan verklaar nie. Ja, so, ons sit altyd met hierdie moeilikheid, ons kan hom net nie vasvang nie. Maar ten spyte van dit, is daar meer. Daar is meer. Kyk, die feit dat ons sonde nie kan verklaar nie, sê nie dat hy nie daar is nie. Dit is die raaiselagtige. Ek kyk na die wêreld op die oomblik, na die goed wat mense doen, dan dink ek, my hemel, 'n kind moet kan sien, dat wat hierdie president of hierdie wat ook al nou wil doen,
hierdie nasie nou wil doen, is stupid. En hulle kan dit nie sien nie. So die algemeenheid van die sonde bevestig die feit van die erfsonde. Bevestig die feit dat niemand in staat is om iets goeds te doen nie. Ook ek nie. As jy my met 'n groot bedrag geld wil omkoop, is ek nie heeltemal seker dat ek nie gaan val daarvoor nie. Dit hang af hoe groot die bedrag geld is, maar ek weet so ons is van nature geneig om die kwade te doen. En wie wat vir net 'n interessante ding, ek lees nou weer net Job. En Job bepleit die hele tyd om te sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ja. En op die einde kom Eli na toe en sê, wie Job, jy is regverdig en God het met jou gespog, maar jy's mens. Jy moenie dink dat jy so regverdig is soos wat jy dink. Ja, dit is so. Paulus sê, wat die wet betref, was ek onberispelik. Hy sê, maar die wet is nie die enigste antwoord op die sonde nie, die sonde lê dieper. Die mens, dis ons eie skuld. Dit is ons mensdom se eie skuld, dat ons die vermoë verloor het, om aan die wet van God gehoorsaam te wees. So ons is selfverantwoordelik, en dan sê die katekismus, God laat hierdie ongehoorsaamheid nie ongestraf nie. Nou wil ek sommer 'n bietjie vooruitspring. God straf dit aan Jesus. God straf Jesus in ons plek. Maar dit is nou vooruit. Hier sê die katekismus nog, God laat dit nie ongestraf nie. Hy straf alle sonde regverdig. Nou, weer eens, doen God die mens dan nie onreg nie. En God doen nie onreg nie. Daar's nou in 2024 se einde, ek dink September, is 'n boek gepubliseer van Richard en Christopher Hayes. Richard is prof in Nuwe Testament in Amerika, en sy seun Christopher is prof in Ou Testament. En Richard ek lees graag Richard se goed, hy's 'n baie briljante Nuwe Testamentikus met baie helder insig in die Bybel. Veral sy goed wat hy oor Paulus skryf is regtig verskriklik mooi. En help 'n mens baie. Maar Richard het aanvanklik vir hom geweldig sterk uitgespreek teen huwelike van gay mense. En gesê, maar volgens die Bybel kan jy dit nie sê nie. En sy seun Christopher, en hy het in hulle gesprekke met mekaar oor wat die Bybel sê en hoe ons die Bybel moet napraat en hoe ons oor goed moet dink, het ou Richard tot bekering gekom tussen aanhalingstekens. En hy en sy seun het toe 'n boek geskryf, The Widening of God's Mercy. As jy na die Bybel gaan kyk, dan sien jy dat God se genade aan mekaar groter word as sy toorn. Dat God baie keer, hulle sê, en hulle bespreek tekste in diepte, Ou Testament tekste, Nuwe Testament tekste, waar jy kan sien hoe God bietjie terugkrabbel, hoe God sê, wel, ek wou nou hierdie ding gestraf het, maar ek sal nou nie. Kyk daar in Genesis, wat hy sê, ek wil almal uitwis, dan sal ek nie maar nie, en dan nie, dis reg. En daardie gesindheid by God, ons sal later in die volgende sessie gaan ons oor God se barmhartigheid praat, maar hierdie gesindheid by God, sê Richard en Christopher, met absolute onomstootlike bewys uit die Bybel, dis tekste wat ons meestal ignoreer, maar met absolute onomstootlike bewys uit die Bybel, sê hulle, God se genade word aan mekaar groter. En ek dink amper, dit is baie die verhouding tussen ons en ons kinders, né? Hierdie selfde verhouding van regverdig, maar dit bly jou kind, en daar bly daai ruimte daarvoor, en jy kan nie losmaak dat dit jou kind is, en dat jy alles in jou vermoë wil doen om jou kind te behou nie, ten spyte van
die onreg nie. So as ons, lyk dit my, as ons in die Bybel met God hanteer, dan werk ons met baie skerp lyne. Maar as ons by ons eie ouerskap kom dikwels, dan begin ons hierdie begrippe verstaan. Jy weet, ons verstaan 'n bietjie van hierdie vloeiendheid. Dis goed dat jy nou daarna verwys, want kom ons maak die beeld so. Ja. Sê, as my seun begin dwelms gebruik, ek gaan onmiddellik briesend kwaad wees. Ja. Maar nie omdat ek hom nie liefhet nie, maar juis omdat ek hom liefhet. Ja. Want ek weet dat sy dwelm gebruik sy einde gaan beteken. En dit is juis die ding met God en die sonde. Daar's 'n verskriklike interessante vertaling van 'n teks in Jeremia waar die Bybel sê dat waar God sê, as julle ander gode begin dien, julle dien gode, so die meeste vertalings dit, julle dien gode wat julle nie geken het nie. Julle het gode begin dien wat julle nie geken het nie. Die nuutste Nederlandse vertaling, die 2021 Nederlandse amptelike Bybelvertaling, sê julle dien gode wat tot julle nadeel is. Ja. Afgode is tot julle nadeel. En daar sluit hy aan by die Griekse vertaling wat eeue wat voor Christus gemaak is en wat veral in die Nuwe Testamentse tyd gelees is. Julle dien gode wat tot julle nadeel is. Die oomblik wat ons aan God begin ongehoorsaam raak, is dit tot ons nadeel. Ja. En omdat God ons so innig liefhet, so oneindig liefhet, word hy kwaad. Ja. Hy sê, hoe die Joos kan julle dit aan julle self doen? Ek het 'n beter plan vir julle. So As hy nie omgegee het nie, dan sou hy ons oorgelaat het. Dis hy. Maar wie 'n mooi stukkie soos jy nou sê, is in Genesis. Jy weet daar by die toring van Babel, wat hy, jy weet net, dit is net, ek gaan nie meer met jou uit. En weer eens, elke ouer ken daai moment. Elke ouer het al iewers by 'n plek gekom, Ja. waar jy gesê het, ek wil hierdie kind wegjaag. En die kind het gesê, ek gaan my tas pak en ek gaan loop. Ja. En ek dink dis hoekom, jy weet, dit is 'n beeld wat eintlik so naby aan ons is. So Dit is 'n moeilike konsep, maar dit is eintlik so naby aan ons. Een ma het gesê, sy bid elke dag met haar kinders, met haar tieners, om genade, maar nie om krag nie, want as sy krag kry, vermoor sy. So weet jy, en dan sal ons nou, weet in die volgende een 'n bietjie gesels, wat nou hierby aansluit, sal ons dan in die volgende een so 'n bietjie gesels oor die barmhartigheid van God. Ja. Want die barmhartigheid van God, en die liefde van God is vir my twee wonderbare sterk goed waaroor ons moet praat. So kom ons, ek dink maar net hier's 'n paar gespreksvrae wat jy bietjie oor jouself kan dink of iemand kan praat. Iemand het gesê dat die teenoorgestelde van liefde nie haat is nie, maar onverskilligheid. Dis eintlik baie mooi. Met ander woorde, om glad nie om te gee. As jy nie omgee vir iemand nie, kan jy maar hulle lewe vernietig. Dit maak nie vir jou saak nie. Gesels oor die troos wat dit inhou, dat God toornig raak oor die sonde. Dit wys dat God omgee, wat eintlik so mooi is. En dan net so 'n bietjie om vooruit te dink aan ons volgende sessie. Ons volgende gesprek vra na die verhouding tussen God se toorn aan die een kant en God se barmhartigheid aan die ander kant. Is albei hierdie emosies ewe sterk by God? Wat julle kan doen, julle kan Jesaja 63 vers 7 tot 10 lees en dan ook Efesiërs 4 vers 30.